Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons kyk weer vanoggend in die woord in en ons laat toe dat die Heilige Gees ons uitdaag, laat die Heilige Gees kom sny, laat die Heilige Gees ons dalk ongemaklik maak rondom dit wat ons hierso lees, maar ons reaksie is ons gee oor en ons laat toe dat hy in ons werk sodat hy ons transformeer om meer soos Jesus te lyk en te wees. Ons trek al by Matteus hoofstuk 21 en ek lees vir jou Matteus 21 vers 12 tot 15. Ek gaan nie elke woord lees of die hele verse lees nie, gaan lees gerus daardie gedeelte. Maar my tema vanoggend is Jesus maak skoon. Jesus het tempel toe gegaan en al die handelaars en hulle kliënte uitgejaag. Hy het die tafels van die bankiers en die hokkies van die duiweverkopers onderste bo gegooi. Dan vers 14. Blinde en verlamde mense het daar op die tempelterrein na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Maar toe die hoofpriesters en die skrifkenners die merkwaardige dinge sien wat hy doen en hoor hoe selfs die kinders in die tempel uitroep, prys God vir die seun van Dawid, was hulle bitterlik ontsteld. Ons ken die storie van Jesus wat die tempel skoonmaak, terrein skoon gemaak het, maar ons onderskat dalk die implikasies en die ripple effek daarvan, vir my en vir jou. As ek my feite reg het, dan was hierdie deel van die tempel waar hierdie toneel afspeel, die gedeelte of die gebied wat op sy gesit is vir heidene of nie Jode en dan ek dink ook vrouens om die Here daar te aanbid. Die Joodse mans en die priesters en die fariseërs en daardie ouens het 'n ander gedeelte gehad waar hulle die Here aanbid het. So die priesters het as te ware die tempelarea waar die alledaagse mens met God kon connect en met die Here kom aanbid, het hulle verander in 'n mark waar mense geld moes ruil om dan offers te koop wat hulle dan nou kon gaan offer het. So dit was de mekaar gewees, dit was raserig gewees, dit was baie bedrywig gewees en dit het veroorsaak dat mense nie meer daar kon aanbid nie. Jesus jaag die handelaars uit en hy gooi hierdie tafels om en hy jaag die diere daar weg. En dit het die priesters natuurlik baie kwaad gemaak want dit het hulle besigheid beïnvloed. Maar die mooi wat ek hier raak sien, nadat Jesus hierdie tempelarea skoon gemaak het, in vers 14 lees ons, het blindes en verlamdes en die armes, die siekes na Jesus toe gekom, daar in die tempelterrein en hy het hulle genees. Dit is vir my asof toe Jesus die area skoon gemaak het, toe kon die mense na hom toe kom en wonderwerke kon gebeur wat weer oorgeloop het na aanbidding toe. En hier is vir my 'n les te leer. As ek my lewe en my hart en my gedagtes en my tyd kan orden en kan skoon kry, sal daar meer plek wees, meer tyd wees, meer gedachtespasie wees, meer energie wees vir my om met God te connect en dan kan ek dalk baie meer van hom beleef. Dit is egter nie ek wat die skoonmaakwerk hoef te doen nie. Ek moet Jesus net innooi en ek nooi hom in en ek gee hom die reg om te kom uitgooi wat hy wil uitgooi, om te kom skoonmaak wat hy wil skoonmaak en dit wat nie in my lewe moet wees nie. En dan kom hy en hy kom doen dit met liefde. Dit is nie altyd lekker nie, maar dit is nodig. En dan beleef ek baie meer van hom en hy kan baie meer van my lewe bewoon as voorheen en ek kan hom met baie meer intimiteit aanbid. Kom ons doen dit. Ek bid vir ons. Jesus, kom maak my skoon, kom maak skoon in my lewe wat nie daar moet wees nie, sodat ek makliker en meer met U kan connect en dit wat moet gebeur in my lewe, dat dit kan gebeur. Verwyder blokkasies. Mag my lewe dan 'n plek wees wat gereed is vir U om te beweeg. Ek gee U die toestemming. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Deel hierdie met iemand wat dit vandag moet sien.